Baie welkom by Versteekte Juwele. Die naam Nimrod is dalk nie vir ons heeltemal onbekend nie, maar in die ou nabye Ooste was hy 'n groot figuur. Vandag nog in Irak is daar 'n stad wat waarskynlik na Nimrod vernoem is met die naam van Nimrud. En dan sê geleerdes vir ons dat Nimrod waarskynlik ook as 'n godheid vereer is met die naam van Ninurta. Nou in die Bybel lees ons dat hy die eerste maghebber op aarde was, met ander woorde 'n koning oor meer as een stad. En dat hy ook stede gebou het, onder andere Ninive, die hoofstad van die latere magtige Assiriese ryk. En die Joodse tradisie vertel ons nog iets meer. Daar hoor ons dat Nimrod waarskynlik een van die oprigters was van die toring van Babel, met ander woorde 'n beweging weg van God af. En dat die ou aartsvader Abraham hom sou teengestaan het. Dan lees ons ook in die Bybel dat Nimrod genoem word 'n dapper jagter ook in die oë van die Here. Nou sê dit vir ons iets van Nimrod se verhouding met God? Waarskynlik nie. Dit is heel moontlik maar net dat God ook erkenning gee aan mense se vermoëns, byvoorbeeld 'n groot staatsman, 'n groot sakeman, kunstenaar, wetenskaplike, sportpersoonlikheid ensovoorts. As ons nou gaan kyk na Nimrod, dan moet ons hom ook kontrasteer met wat ons vroeër in die Bybel lees van Nimrod se voorouers. Twee van hulle. Die een was Noag, sy oupa grootjie. En van Noag word daar gesê dat hy genade by God gevind het. En dat Noag opreg geleef het in sy omgewing van agteruitgang. En dan het Noag 'n oupa grootjie gehad self met die naam Henog. En van Henog lees ons in Genesis 5 dat hy naby God geleef het, met God gewandel het. Nou is die vraag, waar kry ons waardebepaling van mense vandaan? Kry ons dit van 'n indrukwekkende persoonlikheid soos van Nimrod, of kry ons dit van mense wat na aan God geleef het soos Henog en Noag?